Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. In hierdie bulletin, adjunkpresident Paul Mashatile het bande met die maatskappy wat aangewys is om die nasionale lotery te bedryf. 2 sleutelfigure vasgetrek vir die moord op luitenant-kolonel Frans Matipa van die Valke en die Suid-Afrikaanse regering het sy kommer uitgespreek oor Amerika se militêre betrokkenheid in die konflik tussen Israel en Iran. My naam is Esmerie Eysel, baie welkom by die bulletin. Die ondersoekende nuusdiens Amabungane het blootgelê dat die maatskappy wat die winsgewende lisensie gekry het om die nasionale lotery vir 8 jaar te bedryf, bande met adjunkpresident Paul Mashatile het. Een van Siza Kaya Holdings se aandeelhouers, Bellamont Gaming, word gedeeltelik deur Mashatile se skoonsister Kumo Bogatsu besit. Sizekaya se voorsitter, die sakeman Moses Tembe, het ook bande met Mashatile. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stow, het Sizekaya op 28 Mei vanjaar aangekondig as die suksesvolle bodmaatskappy na langdurige vertragings om die nuwe lisensiehouer aan te wys. Die uittredende operateur van die lotery, Ituba Holdings, het in 2024 'n omset van 7,28 miljard rand verklaar. Die weermag het 800 000 rand aan 'n 5-dag lange oorseese reis vir 9 offisiere na China betaal, ondanks die weermag wat kla oor gebrekkige fondse. News24 het berig dat daar ook byna 'n half miljoen rand bestee is om 3 offisiere aan 'n 5-dag lange simposium in Italië te laat deelneem, en meer as 'n half miljoen rand om 6 amptenare vir 4 dae Swede toe te stuur. 10 vermeende medepligtiges in 'n moordkomplot op die Valke se luitenant-kolonel Frans Matipa in 2023 het vandag in die Randburg se Landdroshof verskyn, nadat 2 sleutelfigure in Matipa se moord die afgelope naweek vasgetrek is. Netwerk 24 berig dat 2 lede van die weermag se spesiale magte in hegtenis geneem is, een toe hy die land by die OR Tambo internasionale lughawe binnegekom het en een in Valhalla in Pretoria. Die Valke sê die res van die groep het aangedui dat hulle hul vrywillig sal oorgee en dat dit 'n weermag-generaal insluit. Matipa is vermoor terwyl hy die ondersoekbeampte was, na beweerde operasie waar tydens 'n span van die spesmagte glo in 2022 'n gesoekte Ethiopiese lid van ISIS laat verdwyn het. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het 'n beroep op China gedoen om Iran te versoek om nie die straat van Hormuz, een van die wêreld se belangrikste handelsroetes vir ru-olie, te sluit nie. Volgens Rubio is China, wat 'n belangrike handelsvernoot van Iran is, afhanklik van 'n groot deel van die ru-olie wat deur die seestraat verskeep word. Iran se minister van buitelandse sake het na afloop van die VSA se aanvalle op sy kernaanlegte gewaarsku dat die land alle opsies oorweeg om sy soewereiniteit te verdedig. Die Energie-inligtingsadministrasie voer aan dat sowat 20 miljoen vate ru-olie per dag, of 20% van die wêreldwye verbruik, in 2024 deur die seestraat vervoer is. Die Suid-Afrikaanse regering het intussen sy kommer uitgespreek oor Amerika se militêre betrokkenheid in die konflik tussen Israel en Iran. President Cyril Ramaphosa sê hy het gehoop dat Amerika se president Donald Trump sy invloed sou gebruik om samesprekings vir vreedsame oplossings tussen die strydende nasies te bevorder. Dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre aand weer so. Jy moet 'n mooi dag hê.